Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanmôre se diens. Dis vreemde tye en ek sit alleen in hierdie kerkgebou en ons wens dit kon soveel anders gewees het. Maar dit is lekker om te weet dat julle op 'n manier ook deel is van hierdie diens en dat ons as gelowiges in hierdie gemeenskap nog steeds 'n geleentheid het om by mekaar te kan kom. Vanmôre wil ek graag 'n paar verjaarsdae eers uitlig. Daar's ons 'n paar van ons seniors wat verjaar en ek noem sommer hulle name: Jack Boone, Abel Breed, Lucky Olivier en Paula Serfontein. Daar waar jy sit, hoop ek skakel jy vanmôre in en ek hoop jy hoor jou naam wat genoem word. En as jy ook verjaar hierdie week en jy luister vanoggend saam, hoop ons is 'n spesiale verjaarsdag vir jou. Dan was dit die afgelope 2 na 3 weke in ons gemeente regtig 'n moeilike tyd gewees. Soos julle die gebedslys sal dophou op ons app, sal julle sien hoeveel van ons mense is regtig siek aan COVID, dat ons 'n hele paar mense verloor het aan COVID, en dat daar ook mense is wat verskeie ander operasies en moeilike goed deurgaan in hierdie tyd, wat dit amper net nog moeiliker maak. So ons dink regtig aan almal van julle, en ons nooi ons gemeente uit om op daai app in te skakel, en deur daai gebedslys te gaan lees en bid vir mekaar, sodat ons mekaar se hande kan sterk maak in hierdie tyd. Ek wil vanmôre se diens begin met die woorde van Deuteronomium 7 vers 7, wat so mooi is. Daar staan: Die Here het jou nie lief gekry omdat jy groter was as al die ander volke nie. Nee, jy was die kleinste, maar hy het jou raak gesien. Hy doen dit net uit liefde uit. Iets in hierdie woorde van Deuteronomium wys vir my die broosheid van dat om soms klein te wees, om soms swaar te kry, om soms die minste te wees, kan eintlik baie keer groot wees. En mag daai bewussyn vanmôre tydens die diens in jou gedagtes bly. Kom ons sing as ons so saam dink oor God wat sê, hy's lief vir ons, al is ons die minste, en al voel dit vir ons of ons nie eers raak gesien word nie. Kom ons luister saam na hierdie mooi lied, Who Am I? That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to know my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what you've done, but because of who you are. And I am a flower quickly fading,
Ons gee dan nou vir jou 'n geleentheid daar waar jy by die huis is om met jou foon vir ons 'n dankoffer in die gemeente te kan inbetaal. Kyk gerus saam met my na die video. Tydens die derde golf is dit baie moontlik vir ons as gelowiges om op plekke te kom waar ons vra het oor ons geloof. Presies wat ons glo en waaraan ons vashou in hierdie tye. En daarom het ek vir Christa gevra om vir ons 'n verwerking van die geloofsbelijdenis voor te lees, sodat ons kan stil word en net weer kan dink, wat bely ons as gelowiges regtig is ons geloof. Kyk saam met my. Ek glo in God, nie in iemand daarbo of in die hoogste wese nie, maar in die God van Abraham, Isak en Jakob, sonder wie tyd of ewigheid, hemel of aarde, lewe, ewige lewe, ook ek nie sou bestaan nie. Ek glo dat hy my liefhet. Ek glo in Jesus Christus, nie in 'n half God of 'n half mens nie, maar in die ewige Seun van die ewige Vader, wat uit louter liefde die hemel geskeur het om 'n mens te word, wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees, een van ons. Ek glo dat hy te midde van die haat, die koue en die verskrikking as 'n weerlose kind gekom het, ter wille van die weerloses en die kinders. Ek glo dat die eindelose opstand teen God en die goeie, die enigste mens wat God en goed was, geoordeel en vermoor het, en dat die pyn en die Godverlatenheid van die hele wêreld in sy sterwensroep gestol het. Ek glo dat hy uit die dood opgestaan het, en dat sy opstanding die ewige teken is, dat dinge anders kan wees, dat die stryd tussen lewe en die dood finaal ten gunste van die lewe besleg is, en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied in die mees uitsiglose omstandighede. Ek glo in die Heilige Gees, ons hemelse voorspraak by ons aardse voorsmaak van die Vader, wat vir ons woorde gee om te bid en in ons biddeloosheid self ons gebed word. Ek glo in die kerk, die gemeenskap wat hinkerend en huiwerend 'n weg in die wêreld soek, maar wie se kreupelheid en swakheid die krag en die seën van die wêreld is. Ek glo dat die Gees die lewegewer en die herskepper is, die een wat ons in staat stel om altyd weer nuut te begin met God en met mekaar. Ek glo dat sommige eendag sal moet aanskou dit wat hulle in alle sekerheid en redelikheid nie wou glo nie, en dat sommige eendag sal mag aanskou dit wat hulle in alle twyfel en aanvegting tog geglo het. Ek glo dat hierdie lewe die eerste akkoorde is van 'n lied wat stadig opbou om uit te mond in 'n ewige ode. Ek glo in God, Vader, Seun en Heilige Gees,
En ek glo dat 'n lewe tot sy eer 'n sinvolle lewe is. Nadat ons so geluister het na ons geloof, wat ons bely is gelowig is, kom ons bid saam. Here, daar waar ons in ons verskillende huise sit, is ons nog steeds een geloofsgemeenskap, wat hierdie geloofsbelydenis wat ons vanmôre na geluister het, getuig. Dis wat in ons harte leef, Here. Mag U ons help om U nabyheid te voel in hierdie vreemde tye waarin ons leef. Mag U ons help om mooi te dink oor hoe ons U woord en U lig in hierdie wêreld wys. En dankie Here dat ons weet dat U naby aan ons is, dat U langs ons stap in hierdie tye. Amen. Elkeen van ons het 'n beeld of 'n idee van God en hoe hy lyk en hoe hy werk. Ek het met 'n baie spesifieke idee van God groot geword en ek dink tot op 'n groot mate beïnvloed dit hoe ek verstaan hoe my verhouding met God werk. Miskien kan jy dieselfde vanmôre sê. Ek glo wel dat ons huidige omstandighede waarin ons is met die coronavirus eintlik op 'n manier vir mense 'n megafoon gegee het of 'n platform om soms baie swak teologie hardop voor baie mense te kan sê. In die verlede, as ons 'n opinie oor iets gehad het, het ons dit met ons vriende en ons familie gedeel en ons het dalk iemand gebel. Maar vandag kan ons met een druk van 'n paar knoppies op sosiale media 'n klomp goed kwytraak wat groot skade kan maak vir mense. Daar was in die laaste 2 weke nogal 'n klomp geloofsuitsprake rondom my gemaak. En van hierdie geloofsuitsprake het baie sterk geresoneer met my hart. En as ek die woorde hoor en die smeking of die roeping in daai mense, dan het dit met my hart gepraat en ek het gevoel asof ek op dieselfde manier dink en gemaklik voel oor die Here. En ander goed is gesê wat my baie laat wonder het hoekom ons kies om op so 'n manier van die Here te praat. Hoekom ons hierdie spesifieke woorde juis gebruik. Ek dink dis daai tipiese voorspoedsteologie wat my soms baie keer so ongemaklik maak. Miskien moet ek so 'n bietjie verduidelik wat om my gesê is, dat julle kan verstaan. Baie keer sal van die mense om my sê, die rede hoekom ek nie die virus sal kry nie, is ek word beskerm deur die bloed van Jesus. Of ek bid die bloed van Jesus oor my gesin af, en daarom is ons in alle tye veilig. As my geloof groot genoeg is, sal ek nooit COVID kry nie. Dis nie vir my nodig om die inenting te kry nie. Net dalk is dit die merk van die dier. Of ek hoef nie 'n masker te dra nie. Hoekom het ek so opsigtelike beskerming nodig as die Here eintlik my tree alreeds afgemerk het? Het jy in die laaste ruk iewers met een van hierdie aanmerkings te doen gehad? Wat het in jou hart gebeur as iemand so oor hulle geloof praat? Soms, as mense so praat oor die Here, laat dit baie van ons voel dat ons geloof dalk nie so sterk of so groot soos hulle geloof is nie. En dan bring dit jou op 'n plek waar jy eintlik wonder oor waar jy staan met die Here. Maar hierdie week het dit my vir die eerste keer laat vra, hoekom ons sekere taal gebruik as ons praat oor God? En wat presies ons met daardie taal eintlik bedoel? Want die Bybel praat van die bloed van Jesus net by die kruisiging. En by die kruisiging, as hulle praat van die bloed van Jesus, het dit een baie spesifieke betekenis vir ons as gelowiges. En dit is 'n selfopofferende liefde van God wat vir ons sigbaar word in Jesus. Daarom het ek agtergekom dat hierdie bloed van Jesus nie 'n
mitiese of 'n simboliese teken is, wat ek en jy kan gebruik elke keer as ons bid, net om dit te noem en te verduidelik hoekom ons ekstra beskerming het, dat swaar en slegte goed nie met ons gaan gebeur nie. Dit is vir my baie duidelik as ek die kruisiging verhaal lees, dat die Here homself opoffer. En reg deur die Nuwe Testament sien ons eintlik dat hulle verstaan dat hierdie geloof beteken dat dit met swaar kry eintlik gepaard gaan. En ek dink dis hoekom hierdie week as ek saam met gelowiges vir wie ek baie lief is gekuier het, as hulle hierdie aanmerkings gemaak het dat God hulle met die bloed van Jesus beskerm en daarom sal enige swaar of seer of siekte nie oor hulle pad kom nie, het dit my ongemaklik gemaak. Omdat dit nie die evangelie is wat ek in die Bybel raak lees, wat die Here vir ons gebring het nie. Gelowige kinders met wie ek nou bande het in die laaste 2 weke hulle werk verloor. Daar was mense gewees na wie toe ek opkyk vir hulle geloof, wat vir my mentors is, wat eintlik siek geword het aan COVID. Ek moes vir my graad 1 seentjie verduidelik het, hoekom sy maatjie, sy beste dogtertjie maatjie, wat langsom sit sy mamma, in hierdie week dood is aan COVID. En dit het my laat stop by 'n plek waar ek moet vra en besef dat slegte goed wel soms gebeur met gelowige mense. En dat dit geen teken of aanduiding is van hoe goed of hoe sterk my geloof is nie. So vanmôre wil ek jou uitnooi om eintlik saam met my op 'n reis te gaan deur die Bybel. En ek gaan nie een spesifieke teksgedeelte lees nie, ek gaan van die Ou Testament af deurbeweeg na die Nuwe Testament toe, en ek wil stil staan by al die verskillende oomblikke waar mense gestop het en probeer dink en praat het oor God en God se hand in ons wêreld en hoe om te verstaan hoe dit met ons gaan as ons gelowiges is. Die grootste deel van die antieke wêreld het geglo dat as enige ramp jou tref, het dit eintlik uit te waai met gode wat jou straf. Ek dink vandag nog steeds, dink ons op 'n manier so oor die Here. Baie keer as mens nou in hierdie omstandighede is met COVID, sal mense vra, maar hoekom laat die Here dit toe? Hoekom is dit nie gestop nie? Of miskien sal iemand sê, hierdie wat ons nou ervaar, is eintlik net 'n teken van die eindtye, of die teken van wat aangaan. Hierdie tipe taal of woorde wat ons gebruik, is eintlik maar 'n soeke wat ons het, 'n manier wat ons probeer sê, dat ons wil God hier in ons wêreld verstaan, en vir hom 'n plek kan gee. Nou, in die antieke wêreld was daar verskillende maniere gewees hoe hulle gedink het. Maniere gewees waarop hulle teruggeval het, elke keer is moeilike goed oor hulle pad gekom het. Daar was 'n groep mense gewees wat bekend was as die Epikureërs. Nou die Epikureërs was die mense gewees wat geglo het alles wat met jou in jou lewe gebeur is eintlik toeval. Dis random. Dit kom net oor jou pad en wat ook al gebeur, moet jy kan hanteer. Dan was daar die Platoniste gewees. Hulle het geglo die lewe wat ons hier leef en alles wat ons ervaar is eintlik maar net so skadu van die regte realiteit wat wag. En slegte goeders gebeur, maar ons is eintlik bestem vir 'n ander wêreld. So ons hanteer alles wat hier gebeur, want ons wag en ons sien uit vir 'n ander wêreld. En dan was daar ook die Stoïsyne gewees. En dit was die groep gewees wat gesê het, alles, groot en klein, gebeur met 'n rede. As ek hierdie 3 groepe noem, wonder ek sommer waar jy jouself vandag kan sien. Want al het mense in die antieke tyd dat een van hierdie denkrigtings uitgedink, dink ek ons val vandag steeds baie keer terug op dit. En sal soms as groot goed in ons lewe gebeur, nog steeds wil gryp na een van hierdie 3 maniere om te verduidelik hoekom wat in ons lewe aan die gebeur is. Maar kom ons begin vanmôre by die Ou Testament. En as ons by die Ou Testament begin, dink ek die grootste ramp of gebeurtenis waarby ons kan stil staan, is seker die Babiloniese uittog, waar die Israeliete eintlik alles waarvoor hulle lief was, verloor het. Baie profete het na hierdie gebeurtenis getuig, dat dit is 'n straf van die Here af vir hulle optrede. Woorde wat ons vandag ook hoor, nee, wat ons ken, wat ons sal raak sien, corona is hier vir 'n straf vir hoe die mensdom
vandag lewe. Maar, as ons so deur die Ou Testament blaai, kom ons agter dat daar ook ander stemme begin uitstaan in die Ou Testament. As ons in Psalm 73 en Psalm 44 stil staan, kom ons agter dat hierdie psalmskrywers vir die eerste keer die volgende vraag begin vra. Hulle begin sê, ons sien raak, dat dit nie altyd goed gaan met die mense wat goed is nie, wat gelowig is nie. En dat dit nie altyd sleg gaan met die slegte mense nie. En eintlik maak dit ons ongemaklik. Ons kry hierdie gedeelte in 1 Konings 17 van 'n weduwee wat net een seun het vir wie sy ontsaglik lief is. En dan gaan hierdie seun van haar dood. En die eerste stemme en haar eie stemme in hierdie verhaal is eintlik dat hierdie oor haar pad moes gekom het as 'n straf vir al die goed wat sy verkeerd gedoen het, vir al die kere wat sy verkeerd gekies het. Maar dan sien ons die profeet Elia kom op die toneel. En as Elia 'n kans het om vir haar 'n ander prentjie te wys, dan help hy eintlik om hierdie seun van haar uit die dood uit op te wek, om vir haar te wys, dis nie 'n straf van God af wat gebeur het nie. Ons kry ook in die Ou Testament die verhaal van Job. Job wat soveel moeilike goeters moet deurgaan. En die mense om hom wat verskeie antwoorde het, verskeie redes het vir hoekom al hierdie goed met hom moet gebeur. En my gunsteling deel in Job is eintlik die laaste 2 of 3 verse, waar die Here self vir die eerste keer aan die woord kom. En dan sê hy net die volgende, hy sê, Job, jy het na die verkeerde stemme oor my geluister. As ek hierdie vertel, dan kom ek agter dat daar deur die verhale van die Ou Testament eintlik so half 'n ongemaklikheid ontstaan met hoe hulle dink die wêreld werk en hoe hulle God verstaan. Hulle kom agter dat goed nie net so klinkklaar is en dat die God wie hulle aanbid nie so werk soos al hierdie gode wat om hulle leef nie, wat om hulle verstaan word en aanbid word nie. En daarom sien ons hierdie eerste trekke van 'n ongemaklikheid met 'n klinkklare verstaan van hoe ons wêreld werk. As ons dan deur die Nuwe Testament begin blaai, sien ons dat oral waar Jesus praat van die koninkryk, van hoe goeders moet gebeur, van die koninkryk wat kom, is daar een woord wat herhaaldelik in die evangelies genoem word. En gaan doen gerus 'n studie en gaan kyk hoeveel keer Jesus hierdie self sê. Maar elke keer as hy praat oor ons wêreld, dan word hierdie woordjie nou gebruik. En is asof hy die klem wil skuif vir mense om op te hou soek na hoekom goed gebeur, eerder na 'n God wat sê, maar wat doen ek met wat gebeur het? Ek wil vir so 'n oomblik stop hierso en sê, as ons nou dink aan ons huidige eie omstandighede, kan ons baie lank vasgeval word in hoekom ons is waar ons is. En wat alles verkeerd was in ons wêreld wat ons gebring het tot waar ons nou is in hierdie virus. En op daai pad kan dit eintlik vir ons voel of ons verlore raak. Maar ons kan, soos wat Jesus eintlik deur die evangelie sy disippels en die mense wat om hom leef leer, kan ons soos hy maak om te sê, maar wat doen ek met waar ek is nou vorentoe? Hoe lyk my nou? En dit is hoekom die Johannes evangelie dan kies om te sê, hy is die lig nou vir hierdie wêreld. Nie hy gaan al die omstandighede verander nie, nie hy gaan alles wat sleg is kom wegvat nie, nie hy is die lig in die duisternis. Dit bring sy koninkryk eintlik vorentoe. Jesus praat in Matteus 24 vers 6 en dan sê hy hierdie woorde, julle sal die rumoer en die gerugte hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die eindtye nie. Hierdie week toe ek hierdie gedeelte in Matteus 24 raak lees, toe kom ek agter, en as jy baie buite Bybelse bronne lees, sien mense dit ook raak, hoeveel conspiracy theories daar nie in Jesus se tyd al was nie. Hoeveel goed daar nie was wat mense aan vasgehou het, wat hulle met tyd agtergekom het, nie die moeite werd was nie. Hoeveel keer daar mense was wat opgestaan het en gesê het, hulle is die Messias, hulle is die redder, of hulle bring die antwoord en die oplossing. En dis hoekom Jesus hier in Matteus 24 sê, moenie vashou aan al hierdie eindtyd einsprake nie, want dit hou jou weg van die nou af, dit haal jou uit die oomblik uit,
waaraan ek jou wil sit. Nou het ek probeer dink hierdie week, wat gee Jesus dan in die Nuwe Testament vir sy volgers? Wat bring hy vir hulle om in hierdie nou en in hierdie oomblik dan eintlik te doen? Hoe leef ons dan in hierdie omstandighede? En dan sien mens raak dat hy 2 gebede vir hulle gee. En die een wat ons vanmôre op fokus, is dan dat hy die Onse Vader vir hulle gee. Die Onse Vader wat vir hulle sê, kom, vra genoeg krag en genoeg ondersteuning vir vandag. Hebreërs 1 vers 2 sê dat ons moet mooi dink oor die laaste dae. En hy lig vir ons uit die rol wat Jesus het in hierdie tyd. So dit word vir my duidelik as ons so kyk na hoe God geopenbaar word in die Nuwe Testament, dat 'n geloof op geen manier vir my en jou 'n verskoning kan wees tot roekelose aanmerkings nie. Of dalk beter gesê, geloof en gesonde verstand is nie vyande van mekaar nie. En ons moet versigtig wees wanneer dit vir ons in ons lewe, wanneer ons op daai plekke kom en ons almal kom daar, wanneer ons regtig net nie 'n antwoord het vir hoekom wat aan die gebeur is nie. Of hoekom ek voel wat ek voel, of hoekom dit so moeilik is om deur te gaan wat ons deur te gaan. Moet ons versigtig wees om swepende antwoorde of maklike uitlatings te maak, wat eintlik ons teologie op 'n baie slegte plek sit. Wat eintlik hoe ons God verstaan, verkeerd uitdruk in hierdie wêreld. Nou kan jy vanmôre vir my vra, hoekom is dit so belangrik om op die regte manier oor God te praat? Hoekom is dit so belangrik dat ek nie maar net in die oomblik met my emosies opgesweep kan word en eintlik maar net kan sê wat ek voel en die Here kan ervaar nie? Dis omdat elke woord wat ons praat op 'n manier of lig of duister in hierdie wêreld bring. En ons te veel stories in ons tyd van gelowige mense wat eintlik die boodskap wat God vir ons gebring het en die rus en die toefou wat hy vir ons wil gee, eintlik wegvat met wat hulle sê. En vir mense wat dit regtig nodig het, dit eintlik moeilik maak om nader te kan beweeg na God toe. Ek is 'n vreeslike groot aanhanger van C.S. Lewis. Hy het net 'n manier om goed te kan sê in sy boeke, wat ek verslind, maar ook in sy flieks as ons dit kyk, 'n manier om oor God te praat met 'n fantasieverhaal, maar om vir ons eintlik iets van God te wys, wat ons sukkel om soms in taal en in woorde vas te vat. Nou ek wil vanmôre hê, julle moet hierdie klein stukkie, dis 50 sekondes, saam met my kyk van hierdie dogtertjie wat 'n tweede ontmoeting met God het. God word uitgebeeld as die leeu in hierdie fliek. En dan hoe hy met haar omgaan en hoe hy haar hanteer. Kyk saam met my. This is our last time here, isn't it? Yes. You have grown up, my dear one. Just like Peter and Susan. Will you visit us in our world? I shall be watching you always. How? In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there. Will we meet again? Yes, dear one. One day. Die God van die Ou Testament was 'n God gewees wat hulle nog baie keer gewonder het, straf hy, oordeel hy, en op watter manier maak hy homself sigbaar in ons wêreld. En daarom kies God om vir Jesus na ons wêreld toe te stuur. Om vir ons te kom wys wie hy is, en hoe hy lyk, en hoe hy doen, en hoe hy praat. En hierdie dogtertjie in hierdie fliek sê die volgende woorde wat vir my so mooi is. Sy sê, Aslan, you're bigger. That's because you are older, little one. Not because you are bigger. No, I'm not. But every year you grow,
you will find me bigger. Hierdie woorde is 'n gesprek waar sy staan by hierdie leeu en vir hom sê, jy lyk vir my anders en jy lyk vir my groter. En dan sê die Here vir haar terug, nee, ek is nog steeds dieselfde. Dan sê sy, maar ek is seker jy moes verander het, want hoekom ervaar ek jou nou anderste? Dan sê hy vir haar, soos wat jy verander en soos wat jy groei en soos wat jy groter word, gaan jy 'n ander prentjie en 'n ander idee van my ontwikkel. Want dit is wat geloof is. Geloof maak ruimte om God in nuwe tye op nuwe maniere te kan ontdek. En daarom, soos wat ek en jy groter en ouer word en al hoe meer goed in hierdie wêreld waar ons leef ervaar, moet ons oop genoeg wees om God 'n nuwe prentjie in ons lewe te gee. 'n Nuwe plek, om oop genoeg te wees vir 'n nuwe verstaan van hom. Mag ons nooit ophou soek na God in ons wêreld nie. Mag ons nooit ophou vra as daar groot gebeure om ons is, waar is hy nie? Maar as ons dit vra, as ons vra waar is hy, mag dit wees omdat ons 'n volgende tree vorentoe wil gee in sy teenwoordigheid. Mag ons ook soek versigtig. Mag ons versigtig wees om te praat oor hom, om sekere etikette om hom te hang wat ander mense ongemaklik kan maak. Ek dink as ek so dink aan die tye waarin ons nou is, en waarmee ek my preek vanmôre begin het, die geloofsuitsprake wat om my gemaak word, dan dink ek wil afeindig vanmôre en sê, geloof is nie 'n outomatiese inenting teen die virus nie. En as ons op die bloed van Jesus in ons lewens wil fokus, dan moet ons onthou dat dit beteken dat ek en jy onsself ten diepste opoffer vir ander mense. So dra jou masker, hou jou afstand en was jou hande. En glo dat in hierdie klein dade God se lig in ons wêreld steeds sigbaar word. Amen. Ons gaan afsluit as 'n gebed vanmôre, deur saam te kyk en te luister na hierdie pragtige lied wat julle laasweek saam met Zander in sy preek ook geluister het, die Onse Vader. En die rede hoekom ek dit gekies het, is om te sê, mag ons vashou aan God se krag, wat ons nie weet wat môre kom nie, maar wat meer as genoeg is vir vandag, waar ons nou is. Amen. U liefde is 'n skuilplek, 'n skadu waar ons rus kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie, want U noem my U kind. Ek buig voor U my koning, ek geef my
Mag jy daar waar jy is, ervaar dat God om jou is. Mag jy weet dat hy onder jou is as jy val. Mag jy weet dat hy hierdie pad in hierdie derde golf langs jou stap, dat hy jou beste vriend is en dat hy in jou en deur jou wil lewe. Amen.